wat ons aanlyn Joyce vandag. Waar is julle? Hoekom is julle nie hier? Ons weet 'n klomp van julle is op vakansie. Veilig ry. Blijkbaar is het grenzen, er is al 2 ure, ons is jammer jullie is hier vandaag niet. Voor die van jullie wat hier is, die moet ik moeilijk doen, die is alles lang, het is amazing om jullie af te zien. So volgens het thema is een beetje van een skoon die Engels, maar ek het nie, dit translate nie lekker vir my Afrikaans nie, hou hom op om voor te gee. So, titel is Stop Faking Fine. Ek dink dit is iets wat ons allemaal van tyd tot tyd ons aanskuldig maak, veral in die christelike geleedere, nee. Ons kom in die kerk en ons sê, ek het vanoggend vir 'n paar van julle gevra, hoe gaan dit? Nee, dit gaan goed op 'n skaal van 1 tot 10. Prys die Here, dit gaan so goed, ek is en ons is daar. Ons het ons mountains, ons bergpiek ervarings, maar net so vinnig, is dit nie waar, we gaan ons in die valleie. Nee, vandag is ons fyn en ons is self en die Here is goed, en môre word ons wakker, en dis 1 WhatsApp of 1 e-mail of 1 skewe kyk van iemand wat na jou toe kom en jy is net daar in die berg. Maar jy het gister jou hande opgeleek gesê prys die Here. Hoekom is jy vandag so bad moed? Hoekom is jy vandag so down? En ek dink dit dat ons as kerk begin reël raak. Because this is the life that we live in. Dit is die realiteit van die moderne era. En TV en entertainment is mental health is so important en jy mag mental health day vat as jy nie lekker voel nie en dit is okay, ons verstaan dit. Maar in Christianese en die christelike geleedere is 'n bietjie vreemd gepak. Ons verstaan dit nie lekker. Jy is dan 'n kind van die Here, jy moet altyd happy wees. Jy moet altyd smile. Maar ons het baie bietjie van 'n breakdown ook in ons Christelike en dan hoop praat. Dit is fyn. Normaal, dis nodig. As ons hierdie Bybel gaan en jy gaan sien hoeveel ouens het deur absolute breakdowns gegaan. En het nie daar oomblik gegaan en sê, enough. Ek kan nie bid nie, ek wil nie bid nie, hierdie ding werk nie. Dit is vir oud soos die eeuwe. Ons is nie die eerstes wat deur gaan nie en ons is nie die laastes wat daar deur gaan nie. En God word nie uitgevreet nie, dit pla nie as ons dit doen nie. He's a pursuing God. Amen. En ons gaan vandag 'n bietjie dieper in dit ingaan. Voordat ons dit doen, daar's vreeslik baie psalms. Hulle noem dit Psalms of Lament. Waar Dawid en psalmdigters, hulle lament, hulle gooi net hulle hart en hulle alles wat hulle deurgaan en al hulle einde analiseer, gooi hulle voor God. As 'n gebed. Dit is 'n gebede van klagtes en pyn. Nie om weg van God te draai nie, maar if anything is dit doelbewus te draai na God toe, in die middel van die pyn, in die middel van hulle seer. Psalms word geskryf as gebede, dis emosies, dit onderstel 'n God wat luister, 'n God wat daar is, 'n God wat verstaan. Dit veronderstel 'n verbond, 'n verhouding. Iemand wat gaan verstaan, wat nie uitgevlieg gaan raak. Die van real en brutally honest is. Maar as jy vir die eerste slide kan opsit dan. Ons eerste punt is ja, reg, 100%. Ons eerste punt is niks is vir God van jou verborge nie. Nie jou goed nie, nie jou sleg nie, not your greatest moments, not your weakest moments. Niks is vir God nie. Dis 'n brand. My volgende slide aangaan. Ons sien in Psalm 139. Skielik hy's bietjie lank, maar dit is 'n psalm wat Dawid skryf. En dit celebrate God se alwetendheid, God se alomteenwoordigheid in die middel van jou mens. Dit is nie 'n kritiek teen God, dit is nie iets 'n teologie, 'n psalm wat as teologie geskryf is nie. Dit is 'n intense ervaring, 'n reël ervaring van wat Dawid deurgaan. Moet begin by vers 1. Hy sê, Here, U deursoek my. Ken my. Jy weet wanneer ek sit en wat ek is seker nodig. Goed. Vir die van julle wat gehoor gestremd is. Die challenge. Dankie Abraham. As die Here U deursoek my en U ken my. U weet wanneer ek sit en wanneer ek opstaan. U verstaan my gedagtes van ver. U
van ver af. U deurgrond my gaan en my lê. U is met al my weë goed bekend. Dawid sê in essence, hy sê, Here, U weet alles. Daar's niks wat ek doen nie, daar's niks wat ek dra nie, daar's niks wat ek deurgaan wat U nie ken nie, wat U nie verstaan nie. Ja. En dan gaan hy verder, hy sê, waarheen kan ek gaan van die gees, of waarheen kan ek wegvlug van die aangesig? God se absolute alomteenwoordigheid. Waar kan ek weg en waar kan ek wegsteek? Ek is besig om deur absolute hel te gaan. Ek is nie lus om met God te praat nie, ek is nie lus om met mense te praat nie. Maar hy kom tot die besef, hy sê, ek kan nêrens heen gaan waar God dit nie sien of my verstaan of weet van dit nie. Dis nie 'n dreigement nie, dis 'n vertroosting. Want sê hy, as ek opgaan na die hemel toe, is hy daar. As ek afgaan na die dieptes toe, dieptes van my depressie, dieptes van my situasie, is hy daar. As ek so ver as moontlik hardloop, is hy steeds daar. Ek kan nêrens en niks doen. Niks wat ek gedoen het, my eie besluite kan ek weghardloop van U af nie. En dan sê Dawid iets wat alles verander. Hy sê, selfs die duisternis is nie vir U donker nie. Die nag skyn soos die dag. Want vir U is duisternis lig. My de-mekaarheid, waar ek in duisternis rondtas en nie weet wat om te doen of hoe om hierdie situasie uit te sorteer nie, sê hy, noem nou God sigbaar. Ek sien. Dit mag vir jou donker wees. Maar God sê ek sien. Wat ons verborge noem, het nie antwoorde nie. Sê God, dis vir my bekend. I know. Plekke waaroor ons skaam is, het regtig opgeneek in hierdie situasie. Stoot God nie af nie. En dan gaan hy verder en hy sê, want U het my niere gevorm, vers 13. Hy gaan terug, hy sê, U het my in my binneste gevorm, daai vertaling sê niere, dis 'n bietjie weer vertaling, maar U het my binneste gevorm, U het my geweef in die skoot van my moeder. Wat hy sê is, Here, U het my geken, U het my liefgehad, U het my aanvaar, U het my geroep, voor my calling, voor ek my hand in U sin gesit het, voor ek koning was, voor ek enige iets gedoen het wat U goedkeuring kon kry, het U my geken, het U my liefgehad, het U my aanvaar. God het nog altyd geweet, hy het nog altyd gesien, en hy is altyd teenwoordig. Dankie, Abraham. So wat dit beteken is, wanneer ons in hierdie situasie is, wanneer ons hierdie psalm lees soos Dawid, dat God sê, kom na my toe, ek soek jou eerlikheid, ek soek jou brutal, raw honesty, hoe perfection. Ek wil nie jy moet na my toe kom as jy alles uitgefigure het nie. I'm looking for your brutal, raw, lelike, de-mekaar, messed up self. Want dan kan ek my genade vir jou gee. As jy na my toe kom en alles is uitgesorteer en alles is fine, is daar geen plek vir genade nie. Because you've done it all. Ek soek jou in jou messed up state. Want dan kan sy transformasie begin. Dan kan hy sê, with less of you, there's more of God. Wat sê hy in die message van vertaling sê, you bless when you've come to the end of yourself. Dat is die message vertaling van die bergrede. You bless when you've come to the absolute end of yourself. Because with less of you, then suddenly there's so much more of God. Uiteindelik nou hierdie waarheid ons om van ons skaamte en ons selfveroordeling. Ons is so sterk, so streng op onsself. En dit laat ons toe om dit te laat gaan. En dit is 'n leuen van die duiwel. Omdat jy geliefd is, omdat jy aanvaar is. En die duiwel sê vir jy kan nie nou na God toe gaan nie. You've messed up en jy het van beter geweet. Jy kan nie nou gaan nie. Dit is 'n leuen. God sê, kom na my toe. Die tweede punt is, God is nie bang vir waar jy in jou bevind nie. Dit is 'n eenvoudige waarheid, wat alles kan verander, in die manier waarop ons met God aangaan. God ontmoet ons waar ons is, nie waar ons voorgee om te wees nie, nie in ons mees geestelike selfde situasie, almost beautiful, spiritually holy self, wat ek het 40 dae bevas,
en nie my haar nie gebad of gestort nie. Nou is ek reg om na God toe te kom. Dis nie waaroor dit gaan nie. Hy moet ons waar ons is. Op die bergpieke, as ons top of the world is, as ons in die pits of depression is, in die valleie, in die woestyn, en baie keer in die plekke waar ons wegkruip. En is dit nie ons default setting nie? Absoluut. Yes. Van die begin van mensdom af, ons default setting is om weg te kruip. Wanneer ons sondig, kruip ons weg. Ja. Nie net van God nie, by the way, maar ons kruip weg van mense ook, is dit nie? As ons seer kry, as ons kwaad is, gaan kruip ons weg. As ons klim in 'n grot, sit my foon af, wil nie met iemand praat nie, vir my alle kontak. Ek is in 'n grot, ek is seer, ek is kwaad, ek is confused, ek het net nie nou krag vir enige iemand nie. En ek, God, excuse me, maar ek het regtig nie nou actually krag vir u nie. Is dit nie waar nie, ons gaan kruip weg. Maar God noem homself, hy openbaar homself in sy woord as Elohim. God with us. God met julle. El Roi, the God who sees you. Hy's a pursuing God. Die eerste keer wanneer ons sien, typies menslike gedrag, wanneer ons opneem, is Adam en Eva. Hulle sondig, hulle oë gaan oop, hulle kom agter hulle naaktheid, hoe ver hulle tekort skiet, en hulle gaan gryp agter die bome weg, van God. Hulle hom nie sien nie. En die woord sê, in die stilte van die dag, hoor hulle God in die tuin kom. Adam, waar is jy? Nie dat God nie geweet het nie, maar hy nooi hulle uit, om uit jou wegkruipplek uit. En by the way, ek het die dag 'n preek geluister wat my so gebless het hieroor, en dit is net 'n interjection, maar toe Adam en Eva weggekruip het, en hulle het God gehoor, wat het hulle gehoor? Hulle het sy stem gehoor. Wat is die stem? Die woord. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God, and the Word was with God. So ons sien al reeds in Genesis, Jesus opdag te sien. Absoluut, amen. En wanneer hulle gesondig het, kom Jesus nie en hy bestraf hulle en verwerp hulle nie. While we were yet sinners, Christ loved us and died for us. Is dit nie amazing nie? Amen. Hulle staan in die tuin en hulle hoor God, hulle hoor sy stem. Kom uit. Absoluut. Let op wat God doen. Hy neem die inisiatief, hy kom soek hulle. Hy vra 'n vraag. Waar is jy? Waar is jy? Hoekom? Hy beskuldig hulle nie. Hy spreek hulle skaamte aan, hy bedek hulle skaamte, hy klee hulle. En dan gee hy vir hulle 'n hoop en 'n taak. Selfs in die middel van terwyl hy hulle die gevolge verduidelik, gee hy nog steeds vir hulle 'n hoop. En hy sê vir hulle in Genesis 3 vers 15, dis die eerste evangelie belofte. Die saad van die vrou sal die slang se kop vermorsel. 'n direkte heenwysing na Jesus toe. God ontmoet ons in ons laaste plekke, in ons laagste plekke, in our lowest moments. Ja. En ons sien vir Hagar, Genesis 16. Sy bevind haarself in 'n situasie, in 'n gemors, wat sy nie self veroorsaak het nie. Sy is verwerp, sy is uit die huis uitgestuur, sy is alleen, sy weet nie waarheen om te draai nie, wat gaan môre kom nie. Sy is weggegooi, sy is op die vlug. En God ontmoet haar. And the angel of the Lord found her by a desert spring. Sy het nie vir hom gaan soek nie. Sy was gereed om dood te gaan. God gaan soek haar by the spring, by 'n plek van water. En hy herstel haar. Hy noem haar op haar naam. Hy gee vir haar 'n waardigheid. Hy voorsien vir haar. Hy weet sy en haar sien het geen ander opsie nie, maar God reik uit en hy noem haar op haar naam, hy herstel waardigheid. Hy gee vir haar 'n hope en 'n purpose. En hy sê vir haar, ons gaan later hierby kom, die opdrag, 'n nuwe opdrag, om haar uit haar situasie uit te lig. Hy sê, lift the boy up,
Take him by the hand, for I will make him into a great nation. Then God opened her eyes and she saw a well of water. So she went and filled the skin with water and gave the boy to drink. En skielik in die middel van hierdie situasie, maak God haar geestelike oë oop en sy besef, hierdie gaan nie net oor my nie. My situasie, my desperaatheid, hierdie seun, dit gaan oor future generations. God het nie net 'n plan met my, hy het 'n plan met my kinders en die generasies wat na my deur hulle kom. En hierdie situasie, hierdie ontmoeting met God is so oorweldigend, dit is so persoonlik, dit is so intens, dit is so real, dat ons sien Hagar vir God 'n naam gee. Dit is nie God wat homself aan haar openbaar met 'n naam nie. I am all that I am the great I am. Dit is so real dat Hagar vir hom 'n naam gee. En sy noem hom Elroy, the God who sees me, the God who understands me. Amen. Dankie Abraham. Ek weet nie hoeveel van julle het al soos Elia gevoel nie. Jy moet sterk wees vir almal. Jy moet vir almal antwoorde gee. Jy moet vir almal voorsien, jy moet vir almal daar wees. Jy moet vir almal intercessie gee, jy moet namens vir almal bid, almal geestelik sterk hou. En baie keer it just gets too much. En ons sien dit in die lewe van Elia. Elia roep vuur van die hemel af. Hy oorwin die profete van Baal. Dis 'n totale oorwinning, geestelike oorwinning. Dis 'n wow oomblik. Jy het God gesien, jy het hom ervaar, jy het hom sien werk, soos nog niemand anders vir jou sien werk nie. En wat gebeur net daarna? Hy stort ineen, uit 'n uitbranding. Fisies, emosioneel, geestelik, stort hy net totaal ineen. Dankie Abraham, vir my, ons skakel na die teksvers toe. En ons sien in hierdie vers, Elia gaan kruip onder 'n besembos weg. En hy bid om dood te gaan. Hy sê, hier om wat ek nou gesien of nie, nou ervaar het nie. I want out. This is too much. Te veel, too much, too long, too much. En ek dink baie van ons, ek weet nie van julle nie, het al so gevoel, wat ons net sê, too much, Here, kom haal my nou, wegraking kan kom, ek het genoeg gehad. Dis uitbranding, dis uitputting, en dit is real, dit is so real. Die stilte na die wonderwerk. Dit is selfs dit, was nie genoeg om my te sien. Jy sou gedink het, as jy God gesien het, dooie opwek na jou gebed, of so 'n amazing miracle, dat jou geestelike battery gaan gecharge wees, en nou is ons reg om hierdie wêreld te vat. Dis hy stilte daarna, wat jy net sê, ek het gegee wat ek kan gee, ek het gegee, en gegee, en gegee, ek het nie meer iets om te gee nie. Ja, en ek dink ons was al almal daar. Kyk wat doen God, kyk hoe moet God hom. Hy voed hom, hy laat hom rus, hy veroordeel hom nie, en hy stuur hom na 'n plek van fluistering. Wat actually vir my nogal nice is God stuur hom na die berg Horeb toe, na 'n grot toe, om in sy grot te gaan wegkruip. As jy gaan wegkruip, kruip jy eers in 'n grot weg as onder 'n besembos. En dis nie asof God hom veroordeel en sê, maar jy get over yourself, jy is nog 'n geesvervulde kind van God, jy mag nie so voel nie. God stuur hom, hy voed hom, hy laat hom rus. Hy praat saggies met hom. En ons sê, daai fluistering by die berg Horeb, dis nie in die aardbewing, dis nie in die weerligstrale nie. Dis in die sagte fluistering, waar sy gees vernuwe word, waar God met hom praat. Hy gee hom rus, gerusstelling, en 'n reorientation, 'n heroriëntasie. Ek weet nie of julle al van hierdie ding gehoor het nie. Dit is 'n studie wat die Harvard Business Review gedoen het 'n paar jaar terug. Hulle het 'n klomp besigheidsmanne, veral na COVID, was hierdie 'n tendens. Die tendens van quiet quitting. En dis wanneer mense voel, wanneer ek en jy voel, soos wat Elia nou gevoel het,
veral in die werkplek, dat jy voel, ek gee, en ek gee, en ek gee, en dit is net nooit genoeg nie. Dit kan in die werkplek wees, dit kan in 'n verhouding wees, dit kan in jou huis wees, ek dink ons ma's en pa's voel baie keer so, dit kan in 'n verhouding wees, dat jy voel, ek is die enigste een, wat my alles gee, en ek word nie raak gesien nie, mense waardeer dit nie. En dan is dit die quiet quitting. Jy gaan nog steeds werk doen. Jy parkeer nog steeds waar jy moet, jy is nog steeds nice met die mense by die werk, maar jy gee nie meer so baie van jouself nie. Jy het 'n bietjie van die deurtjie toegemaak, jy trek bietjie terug. Jy is nog steeds daar, you present, you show up, maar so 50%. Ek gaan regtig nie lank laat eerste daai ding van eerste by die werk wees, first to come and last to leave, daai tyd is verby. Ek gaan my middagete vat, ek gaan eers huis toe gaan en ek gaan op die knoppie, wanneer ek daar moet wees, gaan ek daar wees. Niks meer nie. Ek gaan nie bydra tydens vergaderings nie. Ek is moeg. Ek het nog seker die salaris nodig, maar ek gaan nie meer gee as wat van my verwag word nie. Dis die quiet quitting. En sien ons nie baie keer in ons verhoudings ook nie, nê. As jy voel, ek is die een wat alles gee in hierdie verhouding. Daar's geen reciprocity nie. Daar's geen, dit kom nie terug na my toe nie. Hoekom moet ek aan mekaar gee? En dis daai quiet quitting, wanneer jy ophou om van die beste van jouself te gee. Ja. En ons sien dit in ons geestelike walk ook. Ja. Veral na 'n tyd van lang beproewing, van trials en testing, en jy bid, en die Here kom nie deur wanneer jy gedink het hy gaan deurkom nie, of hy kom nie deur hoe jy gedink het hy gaan deurkom nie. Want jy begin in jou Christendom quiet quit doen. Jy kom nog steeds kerk toe, of jy lag nog steeds in, prys die Here. Jy drink nie katbloed nie. Jy sê nog steeds so as iemand sê, amen, prys die Here, maar jy, iets in jou het 'n bietjie van 'n deurtjie toegemaak, en jy wonder, is hierdie dinge reël? Werk dit regtig? Ek gee so baie. Ek gaan bietjie ophou gee. Ek gaan ophou kerk toe kom. Ek gaan liewers inlaak. Ek gaan ophou dien. Ek gaan net 'n bietjie van 'n deurtjie toemaak. En dit is half 'n self-preservation, selfverdediging tegniek. En ons almal sal dink, tipies mense sal sê, "Ai sis, dis baie lelik van jou. Jy moenie so maak nie." Want die realiteit is, of dit nou in 'n verhouding is, en of dit nou by die werk is, en of dit nou in jou Christendom is, die oomblik wat jy ophou om van jouself 100% te gee, deny jy die ander persoon, deny jy ander mense jou gift, dit wat God in jou gedeposit het. Want jy's nou 'n bietjie selfish, jy hou nou 'n bietjie terug, tot ek reg is om te gee. Maar wat of jy sê, ten spyte van dit, neem God nie aanstoot nie, he's not offended deur jou onttrekking of jou withdrawal nie. Hy verstaan waartoe jy gaan, en hy weet, dit is net 'n seisoen. Hy word nie paniekerig nie. Hy word nie offended nie. Kyk gou wat sê die volgende vers. Dit is my favourite vers. Ek gaan hom vir julle eers in Afrikaans lees. Matteus 11 vers 28 in die boodskap sê, daarom wil ek julle uitnooi. Voel julle moeg vir hierdie lewe? Ja, Here. Is jy moeg vir die lewe? Knap julle knieë onder al die probleme en verantwoordelikhede wat julle moet dra. Ja, Here, ek moet almal se verantwoordelikhede dra. Ek moet almal se probleme dra. Het julle godsdiens leeg geword, sodat dit julle geestelike dors nie meer les nie. Dat Jesus dit sê, dat Jesus dit verstaan. Hy sê, as dit is waar jy is, kom na my toe. Ja, kom wy jou lewe aan my toe. By my sal jy weer sin vir die lewe ontdek. Kom luister na wat ek vir jou sê, of wat ek vir jou oor die lewe wil leer. Ek sal jou leer, dat geluk nie is om heeltyd net vir jouself te leef nie. Jy sal ontdek wat dit beteken, om nog vir ander mense tyd en liefde oor te hê. Maar jy voel, ek is uitgedruk soos 'n spons, daar is niks meer nie. Sê Jesus, as jy na my toe kom, gaan ek vir jou volmaak, gaan ek jou leer hoe om dit te doen. Abraham, gaan oor na die Engelse vertaling toe. Are you tired? Are you worn out? Are you burnt out on religion? Nie glo dat religion, Christianity of no religion jou bietjie burnt out kan maak, nee?
come to me, get away with me, and you will discover your life. I'll show you how to take a real rest. Ons kan op vakansies gaan, ons kan naweke weggaan, en jy is moe as jy terugkom. Hoekom? Want dit is 'n pleistertjie wat jy opplak. Jesus sê, I will teach you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. Sy grace omarm jou en dit is unforced en it is easy. Dan sê hy, I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn how to live freely and lightly. Is dit nie the most amazing version? Nommer 1, dat hy verstaan dat jy can feel burnt out on religion, burnt out op mense, burnt out op situasies. En dan sê hy, kom na my toe. Learn and work with me and walk with me. Learn my unforced rhythms of grace. Ons gaan nie altyd bo wees nie. Dit gaan nie altyd net great wees nie. Daar's rhythms. Jy het seisoene. Jy het baie keer in die somer en baie keer is jy in die winter. Baie keer is dit herfs, baie keer is dit lente. En ons gaan so kwaai wees op onsself. In plaas van om net te besef, ek is in 'n seisoen. Die Here is besig om iets nuut te birth. Ek is swanger met iets. Maar ons verwag dat ons net aan mekaar in die somer in die bergpieke moet wees. En dis nie hoe God werk nie. Hy sê nie probeer harder, doen meer, maak jouself reg nie. Die patroon wat ons sien in die Bybel is duidelik. Wanneer mense op hierdie plek van uitbranding kom, en wanneer daar net niks meer is om te gee nie. Wanneer hulle eerlik en rou is met God. God ontmoet hulle waar hulle is. Hy reik uit na hulle toe. Hy herstel die verhouding. Hy herstel hulle geloof, hulle vertroue. En hy herinner hulle aan 'n doel. Geef hulle 'n nuwe assignment. Ek dink die volgende een is 'n storie van Petrus. Ja. Nuwe Testament voorbeeld. Ons sien vir Petrus na die kruisdood. En hy het nie net geval nie, hy het solidly geval. Public disgrace. Petrus wat large en loud en almal kyk na Petrus en hy het net so large en loud en publicly geval. He messed up. 3 vloeke. 3 keer verloon. 3 keer publicly. Ek ken hom nie. Vloeke. Gaan weg van my af. Ek weet nie van wat jy praat, waarvan jy praat nie. Hy hoor die haan wat kraai. En Jesus se oë wat syne ontmoet. En hy weet, ek het nou opgemors. En nou hierdie punt keer Petrus nie terug na leierskap toe nie. Hy het nie krag om sy kop eerlikwaar op te lig nie. Hy is so skaam. Hy is skaam, hy is verneder, hy het alles verloor. Hy kan nie sy kop optel voor ander en ander mense in die oë kyk, want almal weet wat hy gedoen het. En Petrus keer terug na visvang toe, wat hy gedoen het voor Jesus hom geroep het. Nie omdat dit vir hom lekker was nie omdat dit sy happy place was of 'n plek van rus nie, maar hy onttrek. Op 'n skip hoef ek met niemand te praat nie, waar ek visvang is dit ek en die visse. Niemand gaan met my praat nie, ek hoef nie vir iemand te verduidelik nie. Dit is net ek en my skuldige gewete. En waar moet Jesus hom? By die kolevuur. By presies dieselfde plek waar hy hom verloor het. Jesus herhaal nie Petrus se mislukking nie. Petrus, ek het dan vir jou gebid dat Satan jou nie gaan sif nie. Ek het vir jou gewaarsku. Hoe kom jy? Hoekom, Petrus? Jesus doen nie dit nie. Maar al wat Jesus hom vra, hy vra hom 'n vraag. Het jy my lief? En met elke antwoord gee Jesus hom weer 'n doel. Laat my lammers wei. Pas my skape op. Laat my skape wei. Jesus sê nie net van bloot, is okay. Ek verstaan, jy is vergewe. Is okay, Petrus. Is okay. Jesus doen nie dit nie. Hy babysit hom nie.
Hy gee vir hom, hy wys, hy is vergewe, hy wys, ons is okay, deur vir hom 'n nuwe doel te gee. Hy herstel hom. Jou mislukkings kanselleer nie jou roeping nie. Wat? Terwyl ek voorberei het, dankie Abram, wys vir ons die volgende slide. Terwyl ek voorberei het, daar was my so 'n wow, 'n revelation moment gekom, terwyl ek besig was om te lees oor Petrus, en actually al hierdie mense, met wie Jesus face to face gekom het, in hulle laagste oomblikke. Baie keer wanneer ons moedeloos is, wanneer ons niks het om meer te gee nie, wanneer ons so leeg getap is, wanneer ons op daai punt vir Jesus, vir God ontmoet, is dit wanneer die einde van die seisoen. Ons het net nou gepraat, jou lewe gaan deur seisoene. Baie keer is daar sekere clues in jou lewe, dat die Here besig is om jou voor te berei vir 'n nuwe seisoen, juis wanneer jy op hierdie punt kom. Daar's clues. Dinge wat vir jou vroeër gewerk het, soos by die werk, nee, as jy 'n lekker werk het, jy begin nou net met die werk, dis lekker, jy's energiek, jy's vol idees, jy dra by, maar na so 'n paar jaar by die werk, is dit tyd om aan te beweeg. Jy het nou geleer wat jy kon leer, jy het gedoen wat jy kan doen, jy moet aanhou groei. Dit is nie meer lekker by die werk nie. Ek is lus vir die nuwe uitdaging, ek is lus vir die nuwe challenge, ek is lus vir ander mense, en daai godly discontent is 'n teken dat God besig is om jou houer te verander. Hy is besig om jou voor te berei, want jy moet groei. Dit wat jou eens gedra het, is nou knellend. Dit is soos 'n baadjie het eers lekker gepas op 'n paar skoene, maar dit is nou 'n bietjie iets is nie lekker nie. Jesus self het gesê in Matteus 9 vers 17. New wine must be poured into new wineskins. Beteken nie jy kort meer krag nie, beteken nie noodwendig jy is in sonde nie. Dit beteken jou houer is besig om te verander. Jy is op die punt wat God is besig om jou voor te berei in jou hart, sonder dat jy dit weet. Is hy jou besig om jou voor te berei op 'n nuwe opdrag, op 'n nuwe seisoen. Dink bietjie daaraan, toe Hagar vir God vir Hagar in die woestyn konfronteer het, kom ontmoet het hy nie net vir haar gevoed en vir haar water gegee nie. Hy het haar oor van haar eie situasie af op 'n hoër vlak gesit en gesê, ek het 'n taak vir jou. Hier is iets anders wat jy moet doen. Elkeen van hierdie mense, wat op vir Elia ook, elkeen van hulle wat God so ontmoet het hy hulle bedien, hy het hulle herstel, maar hy het ook vir hulle 'n taak gegee. En ek voel dit so sterk in my gees, dat wanneer ek en jy op hierdie punt is, waar ons vir God ontmoet en ons sê, Here, ek is nou leeg, ek is empty. Is dit soos wanneer jy 'n nuwe werk kry, en jy kry nou 'n job wat jy voor aangekoop het, waarvoor jy wag. Skielik is jou fokus is groter, jou drome is groter, jou verwagtinge is groter, want jou verantwoordelikheid is groter. Daar's groter verantwoordelikheid wat op jou geplaas word. Jy kry 'n groter salaris, maar jy moet werk. Daar's 'n groter verantwoordelikheid. Maar skielik het jy die energie om dit te doen. En dis wat God sê, as jy na my toe kom, as jy op hierdie punt is ek besig om jou voor te berei vir 'n volgende fase, 'n nuwe verantwoordelikheid in jou lewe. Amen. Jy gaan doodgaan. Kyk bietjie terug na jou lewe. Nie met hartseer nie, maar kyk terug na jou seisoene. Kyk terug waar jy nou is. Is dit dalk iets wat besig is om te sterf? Is daar dalk iets wat besig is om te verander? Wat goed besig is om jou te mold? Iets wat moet tot sterfte kom, sodat jy 'n nuwe wynsak kan hê. Sodat jy reg is vir die nuwe seisoen in jou lewe. God ontmoet mense nooit met leë hande nie. Wanneer hy homself op 'n spesifieke manier aan jou openbaar, wys dit nie net wie hy is nie. Hy wys ook, hy dra oor wie jy besig is om te word, who you becoming. Ontmoetings is nie net oomblikke nie. Dit is nie net 'n oomblik wat God ontmoet en baie dankie, ek is nou beter nie. Hy gee vir jou 'n opdrag.
Want wanneer God jou by die punt van jou diepste nood ontmoet, deponeer hy 'n oplossing binne in jou verander. Amen. Yes. Mense wat daai selfde nood, daai selfde seer gaan ervaar. Hy sê om jou reg te maak, so that you can be blessed to be a blessing. Amen. Amen. Kan ek vir julle 'n storie lees? Daar staat 'n prentjie. Gaan ek een terug van my Abraham. Daai ene. Okay. Is jy reg vir 'n storie? Yes. Okay. Dit was middag. Die verkeerde tyd van die dag om water te skep. Oggend was vir die aanvaarbares, die aanvaardes. Aand was vir die gesinne. Almal het kom kuier, hoe gaan dit met jou? Wat het jy gedoen? Hoe gaan dit met Janie? Almal chit-chat, nee? Oggend vir gesinne, aand vir die oggend vir die aanvaardes, aand vir die gesinne. Middag was vir die wat nie ingepas het nie. Die son was reg bo haar en het geen skadu gegee nie. Geen bedekking, net blootstelling. En toe kom hy, toe kom sy alleen. Kruik op haar skouer, geskiedenis op haar rug, reputasie op haar bors, daai arm. Alhoewel sy naamloos in die verhaal bly, was sy Potini, die Samaritaanse vrou. Want soms vee skaamte jou naam uit, lang voor God het herstel. Sy het nie gekom om God te ontmoet nie. Sy het gekom om mense te vermy. Dit is wat seer gemaakte harte doen. Vermy mense. 5 gebroke huwelike. En die 6ste man het geweier om haar self sy naam te gee. In haar kultuur was dit 'n skandaal. Sy was nie dors nie. Sy was moeg. Moeg vir oorbegin. Moeg vir leerkruike dra. En tog, hy het reeds gewag. Jesus wag by die put. Hy het myle gereis om haar te sien, om vir haar te wag, want die hemel skeduleer afsprake waarvan ons nie weet nie. En hy het daar gesit. God met seervoete. Sy kom aan en hy praat eerste. Gee my 'n bietjie water. Nie 'n preek nie, nie 'n teregwysing nie, net gee my 'n bietjie water. Dit ontwapen haar. Die dorstige met die hoofletter D vra die dorstige vir water. Want dis hoe genade werk. Hy begin nie deur haar sonde bloot te lê nie. Hy begin deur 'n verbintenis, 'n koneksie met haar te skep. In een sin breek Jesus eeue se tradisies af. Die etniese grense steek hy oor met 'n vrou, 'n uitgeworpene, en hy praat daar en hy sê vir haar, en ons sê 3 strikes and you're out, 3 kanse en jy's out. Maar hierdie vrou het 5 of 6 gehad. Maar die hemel tel nie kanse nie. Dit tel net seuns en dogters. Sy is geskok. En dan sê hy die woorde vir haar wat haar lewe in 2 sny. As jy geweet het wie ek is en watter gawe God vir jou wil gee, sou jy my vir water gevra het en ek sou jou lewende water gegee het. Hy bied lewende water aan. Nie 'n godsdiens of 'n gedragsbestuur nie. Water wat beweeg en sing en nooit opdroog nie. Lewende water. Water wat binne jou opspring soos 'n borrelende fontein van eindelose lewe. Nie 'n emmer wat jy dra nie, maar 'n fontein wat jy word. Dis die evangelie. Dan kom die oomblik waarvoor ons self regmaak. Die oomblik wanneer Jesus haar storie erken. And he goes there, hy gaan daarheen. Hy sê vir haar, gaan haal jou man. Verleer probeer sy wegkrimp. Ek het nie een nie. En Jesus, so teer, so sag, so vriendelik antwoord, jy het 5 gehad. En die een by wie jy nou is nie jou man nie. Dis nie afskie nie, net waarheid, toegedraai in vriendelikheid en liefde. Hy openbaar haar verlede, nie om haar te skaam nie, maar om haar te wys, niks wat jy doen, jaag my weg nie. Hy het haar storie geken, en tog het hy gebly.
Vir iemand wat oor en oor deur die mans in haar lewe verlaat word, moes dit so suurstof gevoel het. Jesus hardloop nie weg nie. Hy bly. Amen. En dan na teologiese vrae neem Jesus die ongekende stap. Hy openbaar aan haar vir die eerste keer. Nie aan 'n rabbi nie aan 'n skrifgeleerde nie, aan haar openbaar hy. Ek is die Messias. Sy is die eerste persoon in Johannes se evangelie wat hierdie verklaring duidelik hoor. En sy word die eerste evangelis. 'n Geskeide Samaritaanse vrou. Sy laat haar waterkruik net daar staan. En dan my gunsteling reël in die hele verhaal. Onmiddellik het die vrou haar waterkruik laat staan en teruggehardloop na haar dorp toe. Sy het vir water gekom, sy het gedink met 'n missie, ek gaan nou kom te doen. Maar sy het dit heeltemal vergeet, nadat sy lewende water gedrink het. Want wanneer jy lewende water ontmoet, voel jou ou opdragte skielik belaglik. Ek wil dit weer lees, wanneer jy die lewende water ontmoet, is jou ou opdragte skielik belaglik. Sure. Sy los dit, want jy kan nie vuur en water op dieselfde tyd dra nie. Precies. Sy het nou 'n vuur binne haar. Sy los alles. En sy doen iets verstommend. Sy preek. Onopgelei en rou hardloop sy na die dorp en vertel vir almal: "Kom kyk, die man wat my alles vertel het en wat ek ooit gedoen het." Nie kom hoor my teologie nie. Nie ek het myself eers reggemaak nie. Kom ontmoet die een wat my gesien het en my nog steeds liefgehad het. En die skrif sê baie het in hom geglo weens die vrou se getuienis. Die hele dorp ontmoet Jesus, omdat een geneesde vrou die waarheid vertel het. Herlewing het by 'n punt begin. Kerkgeskiedenis noem haar Putini. Dit beteken ligdraer, die verligte een, die stralende een. Sy het van skaamte na skyn beweeg, van skande na vreugde, van wegkruip na openlik breek, van water skep na put, het sy 'n put geword, en dis wat Jesus doen. Hy vergewe jou nie net nie, hy hernoem jou en herskryf jou hele storie. Sure. Miskien dra ek en jy 'n kruik, op pad na jou eie put, op soek na iets om te drink, iets om jou dors te les, iets om jou te voed, iets om jou uit hierdie put uit te trek, uit jou gat uit te trek. Miskien dink jy God sal eers met iemand anders praat, iemand meer geestelik, iemand meer gekwalifiseerd. Maar moenie vergeet nie, Jesus sit by die putte en hy wag, en hy kyk vir die misgekyktes, en hy vra steeds sagkens: sal jy my water gee? Sal jy my gee wat jy vir jouself het? Die bietjie wat jy het, gee vir my. Sit dit in my hande. Kyk wat ek kan doen daarmee. Wanneer jy hom ontmoet, mag jy dalk die kruik laat val en huis toe hardloop, stralend, soos Putini, soos iemand wat uiteindelik water gevind het, waarvoor hulle siel geslag het. Wil jy ten afsluiting los met die laaste reminder, met die laaste punt. Soos die Samaritaanse vrou. God mors nie pyn nie. Yes. Hy omskep dit in 'n doel. Die plek waar hy jou ontmoet het, soos hierdie vrou, die plek waar hy jou ontmoet, in jou seer, in jou, of dit nou is finansiële seer, of dit in 'n verhouding is wat nie werk nie, of dit is in werk, of dit net absolute moedeloosheid is met 'n situasie wat nie verander nie. Die plek waar hy jou ontmoet, en waar hy homself aan jou openbaar, word die manier waarop hy jou gaan gebruik, om ander te raak, om hom aan ander te openbaar. God ontmoet ons net hier in waar ons is. Hy verstoot ons nie, hy verstaan. En hy sê, hou af jou masker. Just be real with me. Laat my toe om jou te voed, om jou te ontmoet. Hou op wegkruip, hou op onttrek, hou op moedeloos wees. God te stel. Hy ontmoet jou waar jy is, maar hy gaan jou nie daar los nie. Hy het 'n awesome doel en 'n awesome plan met jou lewe. En hy gebruik elke seer, elke teleurstelling. En hy sê,
it is fine. Dis deel van my meesterplan. Ek het 'n bestemming en 'n plan vir jou. Amen. Dit is fyn. Kan ons hierdie woord net seël? Het dit vir julle iets beteken? Absoluut. Absoluut. Dit was net regtig op my hart belangrik om te sê dat ons as Christene moet real wees en dat it's okay not to be okay. En ons weet van soveel mense wat deur regtig moeilike dinge in hulle lewe gaan. En saam met wie ons bid en gebid het vir deurbraak. En daai deurbraak en 'n antwoord kom nie altyd wanneer ons gedink het dit gaan wees nie. En dis moeilik, want dan wonder jy, maar werk die Christendom dan? Is dit reël? Hoor God regtig? En dan om te sien hoe God binne 'n oogwink 'n situasie kan omdraai. Kom ons bid gou saam, kom ons seël net die woord. Amen. Here Jesus, dankie dat you are El Shaddai. That you are El Roi, the God who sees. Yes, you are. That you are Emmanuel, God with you. Amen. In die middel van ons gemors, in die middel van ons wanhoop, Thank you, Lord. in die middel, Vader, van watter seisoen ons ook al is. Here, U is daar. Inteendeel, U het reeds daardeur beweeg en U is reeds aan die einde. Gees van die lewende God, ek bid vir elke persoon wat hier is vandag. Here, ek bid dat U hulle sal staande hou, dat U hulle sal krag gee, dat U vir hulle hoop in die toekoms sal gee, Here, vir die volgende fase van hulle lewe. Dit wat U besig is om geboorte aan te gee, that which you birthing in their spirit. Here, ek bid dat geestelike oë en ore oopgemaak gaan word, Here, dat ons nie sal mis wat U besig is om te doen nie. Ja, Here, eers na die tyd gaan dit dalk sin maak. Soos ons deur hierdie seisoene beweeg, soos ons deur die woestyn beweeg, Amen. deur die wildernis beweeg. Dankie dat U daar is, Here. Dat U ons vashou, dat U voorsien, Thank you, Lord. dat U ons naam noem, dat U ons bedek. Vader, dat niks wat ons doen, al gaan ons af en maak foute of gaan af op 'n verkeerde pad, Here, dat U daai 99 los en ons kom haal. Nie net in sonde nie, Here, maar waar ons verkeerde afdraai baie. Yes, Lord. Dankie, Here Jesus, vir U getrouheid. Ek bid vir 'n hernuide gees in elkeen van ons, Here, om ons deur hierdie jaar te dra, dat ons die goedheid gaan ervaar, dat ons die deurbraak gaan ervaar. Vader, that we will be blessed to be a blessing. Here, dat ons soos daai vrou sal gaan, soos Potini, dat ons gaan teruggaan na ons werkplek, toe na ons families, toe na ons vriende, en dat ons gaan met 'n storie, met 'n testimony van U getrouheid, van hoe U ons ontmoet het. Absolutely. How you turned a mess into a message. Absolutely. Oh, thank you, Lord, that you are true, that you are holy, that you're a faithful God. And that which you've begun in each one's life, Here, dat U dit sal beskerm, you will see it through to the end. Ek salf en ek seën hulle, elkeen van hulle hier, in Jesus naam. Amen. Aan ons Facebook-familie, dankie vir julle elkeen wat hier was, dankie wat ingeluister het. Of jy die boodskap live geluister het, of na die tyd. Ek glo dat dit tot jou gees gaan spreek. En dat jy die boodskap op die regte tyd sal luister. En as dit vir jou iets beteken, share, klik like, deel dit met iemand. En weet God is getrou en hy is baie, baie lief vir jou. Tot volgende keer, ons sien julle weer.